Hoor vandag weer die groot woorde van die Here Jesus Christus. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou, hoe langer ek met hierdie woorde saamleef, hoe meer voel dit vir my soos 'n eenvoudige waarneming van hierdie lewe. Soos iemand wat baie goed kyk na die menslike hart. Nou, ons harte beweeg maklik na dit wat vir ons waardevol raak, nê? En ons harte begin rus in dit, want ons glo dit is dit wat ons sal deurdra. Maar as wanneer die lewe begin druk, dat die ingesteldheid binne ons sigbaar begin word. Ons sien waar in ons hart eers nie in die hart loop, ons gedagtes, ons hinkeringe. Ons kom agter waar ons sekuriteit begin soek. Ons sien waar ons troos begin soek vir ons lewe. Ja, die plekke en die maniere hoe ons hoop vir ons lewe soek. Vat my terug na die storie van Jesus, waar hy vertel. 'n Ryk man, sy skure groter gaan bou. Dit het goed gegaan met hom, hy het goeie oes gehad. En hy het geglo dat sy wêreld wat nou so goed gaan en uiteindelik vir hom al hierdie dinge bring, vir hom uiteindelik sy ware rus sal gee. En Jesus help ons om net vir 'n rukkie stil te staan by hierdie storie, om so ietsie van onsself hierin raak te sien. Want ons almal het plekke waarin ons harte maklik neig. Nou, dis nie noodwendig altyd geld nie, nee. Soms is dit bloot beheer. Soms lê dit vir ons in die voorspelbaarheid van wat ons graag wil hê vir ons lewe. Ons wil kan sien, kan weet hoe dit gaan wees. Dit kan sukses wees. Ja, selfs soms die goedkeuring van ander, hoe hulle oor ons voel, wat hulle oor ons sê en oor ons dink. Dit speel eintlik uit op soveel maniere in ons lewens. Maar so getrou aan Jesus se manier van leef. Ja, 'n manier so eie aan hom. Hy bly ons terugnooi na die Vader. Na die een, die bron wat nie verander, wanneer ons omstandighede verander nie. Die konstante God, sy Vader. Nie die een wat ons noodwendig net iets kom gee nie, maar homself kom gee. So vandag, as deel van jou normale loopgang van jou lewe, wanneer jy daai tipiese bang of onsekerheid binne in jou het. Moenie probeer om jouself net te kalmeer of dinge te probeer verduidelik nie. Stop by die moment, laat hy verbygaan nie, want dit is baie waar vir jou. Vir 'n paar sekondes, raak bewus van wat hier diep binne in jou gebeur. Raak net bewus van wat reeds daar is. Antwoord die vraag vir jouself, waar soek ek nou vastigheid? Waar soek ek nou stabiliteit? Waar probeer ek meer iets of selfs iemand gebruik, net om my veilig te laat voel in my omstandighede? En dan die wonderlike eerlike gesprek met God, rou eerlik soos jy voel, en om jou gedagte te gee, Here, hier is my hart, dis wat ek nou wil doen vir veiligheid, dis wat ek nou wil doen vir vastigheid, dis wat ek doen en die stappe wat ek neem om hierdie kalmte vir myself te probeer bewerkstellig. 'n Manier waar ek iets vir God gee en dan 'n groot geheim om dit te los by God. Nou, dis nie 'n manier om myself van my eie verantwoordelikheid af weg te druk nie. Dis 'n manier om eerlik oop te maak vir God. En dan die groot geheim. Sonder dat jy dit opgelos het, want jy het nou vir God gegee, gaan aan met jou dag. Nie omdat alles skielik nou seker is nie, maar dan moet jy leer, ek gee oor, ek laat gaan, ek is nie alleen nie, ek dra hierdie nie alleen nie, dit wat my bang maak, hy is saam met my in dit. Want in ons lewe saam met Jesus, word ons nie geleer om minder te voel nie. Inteendeel, Jesus leer en help ons waarheen om te gaan, juis wanneer ons so voel. Kom ons bid saam. Dankie liefdevolle God, dat ons na U toe kan kom. Rou eerlik met die onsekerhede in ons hart. Ons raak so bewus van waarheen ons vlug, of waarna ons soek, wanneer ons sekerheid en veiligheid in ons lewe soek. Ons draai vandag opnuut ons oë weer na U. U is ons bron, U is ons skat, ons hart is by U. Amen.